gejank en naad en als een asmet, die hier loof en prijs, want in eeuwigheid bly U lig en die mense sê Amen. Van mevrou Lille Foucault, duidelijke uitspraak, sakte vibrato, aanbidding en zomerstalshow. Hier store atmosfere, helder stem, zachte harmonieën, hoopvol, zacht kalm, bemoedigend geestelijk. Wanneer die Here fluister, dus weer uitreik, tyd kom saam. Dan antwoord vroue met hande vol en harte sonder skaam. By tafels vol voorbereidings groei die vrede in die lug. Want lig begin lang voor 'n reis, dit begin in elke sig. Ons pak die sakkies, ons sorteer die name, ons bid vir wysheid, ons vra vir genade. Lourdes-fontein roep oor die vlaktes heen en ons weet wanneer vroue lig bring, raak niks ooit dieselfde weer. Wanneer vroue lig bring, word hoop weer wakker. En God se liefde loop deur elke pad en krake. Waar harte seer is, waar drome swyg, daar skyn die lig, deur vrou wat die volg en nooit terugvaai. Met lofprysing breek die dag se meer, ons stemme styg soos weer ook suiwer en puur. Dis little light of mine, ons sing dit nie lig nie, want elke klein liggie word groot wanneer God dit aansteek in ons siel. In die praatjie sit ons stil en vra weer, wie is ek? Nie soos die wêreld meet nie, maar soos God dit sê. Drome hang hoog, maar doelwitte vat jou hand, want doelwitte stap met jou. Al is die pad ook soms brand. Wanneer vroue lig bring, word hoop weer wakker. En God se liefde loop deur elke pad en krake. Waar harte seer is, waar drome swyg, daar skyn die lig, deur vroue wat die volg en nooit terugvaai. Ons sit in sirkel, handwerk op skote, kleer en lap, word simbole van troos vir elke noode. 'n Vliekoggend laat ons lag, haar vreugde genees en oefeninge saam herinner ons dat ons sterk kan wees. Teedring word 'n heilige uur waar stories vloei, oop en puur. In elke koppie warmte leer ons, lig word
gebring in die kleinste gebare. By die oogkliniek leer ons weer om werklik te sien. Nie net oë nie, maar sielse pyn en mense drome daarin. Die NGO staan saam, dra die laste wat swaar is. Want wanneer ons saam dien, word lig nie net helder nie, maar waar is. So ry ons, roep die video en almal lag, want elke sen en reis skryf sy eie snaakse dag. Brenda in die trailer, hare waai soos 'n vlag, en die pad hobbel, maar ons harte bly sag. Ons bring pakkies vir die ou te eis, elke ene boodskap, jy's geliefd, vergeet dit nooit weer. Tannie Margaret glimlag sag, oë vol jare en vrede, en sy spreek wysheid oor ons soos reën oor droë aarde. Wanneer vroue lig bring, word door 'n grond weer vrug, en God se vrede vloei deur elke hand en elke sug. Ons antwoord die roepstem, ons gaan waar U ons stuur. Want wanneer vroue lig bring, word die liefde lewend hier. En so ry ons huis toe, die karo agter ons, maar die mense in ons hart, want waar vroue lig bring, daar bly lig aan. Hallo, daar sê. Goed, dit was die eerste 2 video's van die volwasse bediening en die vroue bediening. Ons gaan die Here loof en prys. Die musiekgroep kan vorentoe kom. Kom ons loof die Here. Vandag hou ons Kersfees. Dis die laaste informele diens vir die jaar. So, ons hou Kersfees vandag. Wat 'n vreugde. Ons sien uit daarna om saam die Here te loof en prys. Baie dankie julle. Goeiemôre, soos Dominee Martin gesê het, dis ons sanggroep se laaste voorsang weer vir die jaar, so jaar so vinnig verby gegaan. So ek hoop regtig dat almal van ons vanoggend lekker saam gaan sing, so ek kan maar staan.
Wat 'n wonderlike voorreg om te sing van Jesus wat gebore is vir ons, halleluja. Mag jy self ook somal instel vir die adventtyd wat inkom, as jy ooit vir is dit Kersfees, geniet hierdie vreugde en vrede tyd, so aan die einde van die jaar. Ons gaan ons derde video kyk, dis die onderhoudspan, en kyk gerus wat die span als vermag het, ook hierdie jaar by Lourensfontein. Dankie julle. Koperstofstraat, ons ry die pad van omgee aan, met hande wat wil diensbaar leef, en harte wat aan nie behoort. Hier waar wind en stilte saamkom, en vreemdes familie word, voel lekker liefde stoot my aan, om lig te dra soos U beplan. Luister in die stilte, gaan waar my liefde nodig is. Ons gaan hier sonder vrees, U is saam in elke tree. Lig oor Lourensfontein, 'n liefde breek die donker in, waar U ons stuur sal ons gehoorsaam sing. U is goed, U is goed, U is goed. Ons bou ons dien, ons leef die vreugde uit, want die lig maak elke hart weer nie. Lig oor Lourensfontein, en liefde dra ons deur die wind. Ons sterf die hoop op mure vas, stil wat lang vergete lê, maar elke balk en elke spykerslag vertel dat die genade leef, en kinders lag in stowwerige strate, al oë blink van nuwe hoop, en liefde loop vooruit, o Heer, ons volg net waar U voetspoor loop. In 'n fluis in die stilte, gaan waar my liefde nodig is. Ons gaan hier sonder vrees, U is saam in elke tree. Lig oor Lourensfontein, en liefde breek die donker in, waar U ons stuur sal ons gehoorsaam sing. U is goed, U is goed, U is goed. Ons bou ons dien, ons leef die vreugde uit, want die lig maak elke hart weer nie. Lig oor Lourensfontein, die liefde dra ons deur die wind. Die lig skyn oor die torings, die liefde oor die land. Die maak van stukken deel weer, die hou ons vas. Die hou ons vas. Geen berg te hoog, geen wind te sterk, geen reis te ver vir U. Ons sal gaan na elke dorp, o Heer, en liefde bring ons deur. Lig oor Lourensfontein, en liefde breek die donker in, waar U ons stuur sal ons harte uitroep. U is goed, halleluja, U is goed. Ons bou ons dien, ons leef die vreugde uit, elke siel word deur die lig hernu. Lig oor Lourensfontein, die liefde dra ons deur die wind. Lig oor Lourensfontein, lig oor Lourensfontein. Nou dit was die onderhoudspan. Rian het baie lank gewerk om hierdie liedjie te skryf, elke instrument te speel. Dis deur AI gemaak, lig op Lourensfontein. Dis nie 'n mooi liedjie nie, nê? Oor die hande en alles. Ek hoop julle het dit gehoor wat die woord sê. Daar's hy. So Rian, waar's Rian nou? Well done, brother.
Ai. Daar is hy. Kom ons maak hier oor toe, dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg om so te kyk na hierdie video's oor Loeriesfontein. Daar's nog enetjie wat voor lê. Wat 'n voorreg om u hande en die voete te kon wees in Loeriesfontein. Dankie vir hulle wat hier sit, wat baie minder geskenk het. Sjoe, ons dink net aan al die sop, om amper 400 plus liter sop, wat ons moet saamneem, om vir kinders kos te gee en volwassenes kos te gee, as die voedingsskemas ook toe is so in vakansietyd. Dankie vir mense wat klere geskenk het, dankie vir mense wat middele geskenk het, soos vir die eiendomskommissie. Dankie vir mense wat finansies geskenk het. Ons beker loop oor, Here. Dankie vir elkeen wat vir ons gebid het. Dankie vir 'n span wat agter ons gestaan het en ons hande sterk gehou en omhoog gehou het, terwyl ons in Loeriesfontein was. Dankie vir die hele span wat gegaan het, ons is so 48, en dan 'n span van Loeriesfontein wat saam met ons gewerk het, op 'n stadium met almal saam geëet, is ons 81. Wat 'n voorreg, Here, om dit te kon doen. Here, vir die gemeenskap hier buite. Dis nie net 'n gemeente nie, dis 'n gemeenskap wat hulle hande en harte oopgemaak het. Skole wat vir ons gehelp het. Besighede wat vir ons gehelp het. Besighede wat ons help aanry het. Besighede wat vir ons droë ys gegee het. Besighede wat vir ons baie middele geskenk het, sodat ons hierdie uitreik kon doen. Dankie, 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 Here. Dankie vir u genade. Maar dankie, Here, ook vir die span wat daar was, wat u gestuur het, wat sê, Here, gebruik my. En ons bid, Here, dat dit vir hulle nie net iets sal wees wat gedoen is nie, maar mag het vir hulle ook versterk het in hulle geloof, en nog steeds die pad vorentoe ook vir hulle sal versterk. Ons bid, Here, vir die woord wat ons gaan lees, dat u die woord vir ons sal oopbreek en ons, so die werking van die Gees, die stem sal hoor. Ons bid in u naam. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ons gaan daar lees vanaf vers 12. En ons teksgedeelte is vers 18. Kom ons lees dit dan ook so saam. Laaste vermanings. Maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk, en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys, en om op grond van hulle werk in liefde en met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar. En ons moedig julle aan, broers, om die leegleers aan te spreek. Bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd dat wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Ons teksgedeelte is vers 18, ek lees hom weer. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Ek dink daardie woorde is nogal moeilik. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Wees in alle omstandighede dankbaar. Is jy in alle omstandighede dankbaar? Ek was gister nie baie dankbaar toe daar nog 'n rooi kaart gegee word nie. Glad nie. 2 weke na mekaar. Ek dink ons moet eerlik wees mekaar, ons is nie in alle omstandighede dankbaar nie. En soms is jy dankbaar, vat byvoorbeeld die rentekoers, as die rentekoers nou opgaan, en dan is daar een groep wat baie dankbaar is, want die wat geld belê het, is baie dankbaar, want gaan 'n paar rand ekstra per maand wees, met die rentes, maar die mense wat 'n huis gekoop het, wat 'n verbandlening het, gaan nie gelukkig wees en baie dankbaar wees nie, want hulle gaan moet ekstra betaal. Ons is nie altyd dankbaar oor alles nie, maar hou vas, as ons na hierdie teks kyk. En dan kry mense wat mos professionele klaars is, kyk, hulle kla oor alles. As hulle sommer aankom, dan hulle lyk sommer klaar mismoedig, en daar is sommer so 'n negatiewe gevoel, energie, wat hulle om hulle dra, dat as hulle sê, en môre, hoe gaan dit?
Ja, het is weer meer 'n moeilike dag. Nee, maar dan probeer dit, dit was 'n fantastiese dag wat die Here vir ons gegee het. Ja, maar oor 2 ure gaan die son weer sak. Jy weet, ons ken mos sulke mense. Hulle kla oor alles. Kla oor die pryse van goedere wat jy moet gaan koop. Hulle kla letterlik oor alles, oor politiek. Hulle kla oor, ag as jy Facebook lees, dan sien jy so die negatiewe kommentaar wat mense lewer. Miskien het dit ons nasionale sport geword intussen om te kla. Wees in alle omstandighede dankbaar. Om hierdie gedeelte te verstaan wat Paulus hier sê, is dit nodig dat ons net so vinnig, net so vir 'n minuut na die konteks kyk. Nou, wat eintlik nou hier gebeur is, die gemeente Thessalonika is 'n jong gemeente. En hierdie jong kinders van die Here, jong gelowiges, begin vervolg word. Dit gaan met hulle swaar. En dan kom Paulus, en Paulus wil vir hulle sê, ek bemoedig julle. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dis God se wil vir julle in Christus Jesus. En as dit vir hulle swaar om dit te hoor. As jy so 'n bietjie na die taal gaan kyk, dan is van vers 16 is eintlik 'n imperatief. Dis eintlik 'n opdrag wat Paulus vir hulle gegee. Wees altyd bly, opdrag. Bid sonder ophou, opdrag. Wees in alle omstandighede dankbaar. Dit is baie interessant as jy na die woordjie dankbaar gaan kyk. Wel, is vir my baie interessant, ek hoop dit is vir jou interessant. So, as jy na die Grieks gaan kyk, dan gaan nou nie 'n groot Griekse les gee nie, so asseblief verdra en verduur my so vir 'n oomblik. Maar dit is eintlik fantasties. Ek hoop dit is vir jou ook mooi. Die Griekse woord vir dankbaarheid is daardie woord, 'n verskriklike woord, eucharistheid. Goed. Die eu beteken mooi, beteken goed. So dit is eintlik 'n byvoeglike naamwoord van wat nou kom. En dan is dit eintlik so mooi, die woord charistheid se kern, sy stam, kom van die woord charis. Dis hy lyk soos 'n XAP, maar dis eintlik 'n R in Grieks. Dit beteken genade. Dis vir my so mooi. As ek dankbaar is, dan beleef ek mooi genade. Dis eintlik wat dankbaarheid beteken. As ek dankbaar is, beleef ek mooi genade. As hy dankbaarheid so oor jou spoel, dit is baie moeilik om dankbaarheid vas te vat in woorde. Maar dis wat dankbaarheid is om mooi genade te beleef. En dan sê die teksgedeelte vir ons, wees in. Daardie woordjie in is geweldig belangrik om hierdie gedeelte reg te verstaan. Anders mis jy die punt. Anders dink jy soos wat ons moet in elke liewe dingetjie moet ons dankbaar wees dat daar 'n rooi kaart gegee is. Dankbaar wees dat ek siek geword het. Dis nie wat die teks sê nie. Hoor mooi, daar's 'n groot verskil tussen wees dankbaar vir, kom ek sê gou, dit was oor genade, die vorige een wat gaan oor genade, so waarvoor is ons dankbaar? En ek gaan dit nou vir die vir en verduidelik. Dankbaarheid begin wanneer jy weer bewus raak van die genade van Christus. En daarom is die in en die vir belangrik. As jy sê, ek moet dankbaar wees vir alle omstandighede, dan sê dit vir my, dan moet ek dankbaar wees as ek, soos ek gesê het, siek geword het, as ek 'n ongeneeslike siekte kry, dan moet ek dankbaar wees as 'n geliefde gesterf het, dan moet ek, en dis glad nie wat die teks sê nie, dis glad nie wat die teks sê nie. Daar's 'n reuse verskil tussen om vir alle omstandighede dankbaar te wees, en om in alle omstandighede dankbaar te wees. Daar's 'n reuse verskil. En as jy dit vang, dan vang jy die teks. Dan kan ons in alle omstandighede dankbaar wees. As jy vir alle omstandighede dankbaar is, dan is die fokus eintlik op die situasie. Met ander woorde, vir alle omstandighede dankbaar, dan moet ek dankbaar wees, soos ek nou gesê het, dat ek my werk verloor het. Dan moet ek dankbaar wees dat ek 'n ongeneeslike siekte gekry het. Dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê, wees in alle omstandighede dankbaar, maar dan is die fokus op wie God is en God se karakter in my lewe. Dan kan ek deur 'n moeilike tyd gaan en sê, die Here is by my. Dan kan ek deur 'n krisis gaan en sê, die Here dra vir my. Dan kan ek dankbaar wees, want die karakter van God is daar vir my. Daarom sê hy, in alle omstandighede, selfs al beleef ek 'n krisis, selfs al beleef ek deur moeilike tye, al gaan ek deur iets wat my hart breek, weet ek, God is daar. God dra vir my, God sorg vir my, God is by my.
Dis die verskil tussen net daardie woordjie in en vir. Wees in alle omstandighede dankbaar. En dan sê hy, alle omstandighede, want my ware dankbaarheid verander nie, as my omstandighede verander nie. Dit lê nie wat jy beleef nie, wat jy ervaar nie, wat jy het nie, maar dankbaarheid lê in wie se hand jy is. Dat ek in God se hand is. En dit maak meer sin as jy weet dat die kerk word vervolg. Jong Christene in Thessalonika, die gemeente van Thessalonika, dat Paulus vir hulle sê, julle bly in goeie hande. Al is die vervolging daar, al beleef jy hierdie negativiteit, ek is daar, sê die Here. Ek dra vir jou, ek sorg vir jou. En dis ook 'n boodskap vir jou en vir my, as ons deur krisisse gaan, kan ek in alles dankbaar wees, want God is by my. Die Here dra vir my. Mag dit vir jou ook in jou situasie. Ek weet nie wat gaan aan in jou lewe nie. Ek weet nie waar is jy in jou lewe nie. Ek weet nie of jy in 'n donker tyd in jou lewe is nie. Ek weet nie of daar krisis met jou finansies is nie. Ek weet nie of jy deur 'n emosionele toestand gaan nie. Ek weet nie of jy deur 'n geestelike toestand gaan nie. Die Here sê, hy is daar. Hy dra vir jou. Dis in wie se hand jy is. Daarom kan ek in krisistye nog steeds dankbaar wees dat God by my is en dat die Here vir my dra ook daardeur. Ek sluit af. Dankbaarheid is die sleutel wat jou hart oopsluit vir vrede. Dat ek vrede selfs in moeilike krisissituasies kan beleef. Dat mense sê, ek verstaan nie dat hierdie persoon so rustig is nie, en vrede is nie. Dankbaarheid. Mooi genade wat ek van die Here ontvang, maak dat ek vrede kry, want dit kom van God af. Dit herinner ons dat selfs in swaar kry, God steeds getrou is. En as ek vanoggend nou sê, wie wil getuig daaroor, dan dink ek gaan nie baie mense wees wat 'n hand opsteek. Hoe God getrou is in moeilike omstandighede. Mag jy hierdie mooi genade leef teenoor die Here, wat jy ontvang het van die Here. Amen. Goed, ons gaan die laaste video kyk oor die jeugbediening, en dit is 'n algemene video, hy is so 'n bietjie langer as wat die ander is. Ons luister graag, dankie. Hier kom ons nou Saterdag 4 Oktober bymekaar by die kerkgebou, want nou is dit 'n gedra, 'n gepak, 'n gelaai, daarom nie 'n gestryry nie, maar ons moet alles op die busse, die trokkies, die waantjies, die alles kry, en almal het net gehelp. Wat 'n wonderlike voorreg om deel van so 'n gemeenskap te wees. Vanoggend het ons vir die eerste keer uitmekaar uitgespat. Ons is na verskeie kerke toe, en Roan, ja, dit voel vreemd om in die derde persoon van jouself te praat, het by die NG Kerk gepreek. Dr. Martin het by die VG Kerk gepreek. Baie verskillende kontekste, maar wat 'n ongelooflike voorreg om te weet dat die gemeenskap so divers is, maar dat die dorp ons so verwelkom.
Hey Werner, on the go. Hey, nice. En toe is dit Lourie's Got Talent. Ons judges het hul alter egos baie goed oorgedra en ons het baie pret gehad. Altyd iets vreemds hier en daar wat gebeur, maar Louriesfontein het beslis talent. Hier is dan nou die berugte toutrek episode teen die bus. Verlede jaar het hulle gewen. Louriesfontein het die bus gewen. Ons het hulle vertel dat die bus gegym het en 'n kontrak by Virgin Active Book gemaak het om te oefen en sterk te word. Maar kyk wat gebeur. Dan bring dit ons by 'n laaste paar opmerkings. Daar is heeltemal te veel goed om in een video saam te vat. So vra ons gerus as jy nuuskierig is. Ons het sop en broodjies elke dag uitgedeel, elke oggend stiltyd gehad en ook na ons eie span omgesien wat spiritualiteit aanbetref deur in die koshuis lofprys en aanbidding te hou. Selfs ander verhale soos ons getroue busbestuurder, Cedric, wat deel is van ons ITJ familie, het gereël dat sy broer se gedenkdiens uitgestel word, omdat hy ons mis. Hy het selfs gevra, waar is Skalk? Baie dankie aan elkeen wat 'n rol gespeel het in hierdie uitreik. Koninkrykswerk is 'n spansport, maar bo en behalwe dit, aan God al die eer. Soos ek nou nog gebid het ook, dankie vir elkeen van julle. Dankie vir almal vir julle se bydraes op een of ander manier, wyse waarop jy gedoen het. Die mense wat ons kom, dit fisies kom help pak, om te sorg dat ons altyd in die bus kan kry. Hier is, noem dit trailers en trokke en, wat ons van hier af Louriesfontein toe is. So baie dankie vir almal, of jy sop gemaak het vir ons, en of jy 'n vrieskas gereël het, dat ons hier kan wees, dat ons dit kan vries, want ons het vriesplek maar nodig gehad, of jy klere gegee het, of jy finansies gegee het, baie dankie. Ek het in die gebed gesê, ook die gebede, intercessie het ook vir ons gebid, maar het 'n klomp mense gekry wat vir ons in Here opgedra het, dis nodig, sonder dit kan ons dit nie doen nie, so baie dankie vir elkeen van julle wat ook hiervan, geef julle self ook 'n lekker hande klap, daar sê.